Goeiedag. Dit is Loot Jooste vanuit 'n heerlike, warm Kimberley. Ek groet in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing en ons fondasie vir ons boodskap ook in hierdie dag is Psalm 1 vers 1 tot 6. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddelose volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by die waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf, want dit die Here oor hulle oordeel nie, en sondaars nie in plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Kom ons maak die oë toe en bid ons saam. Almagtige Here God, Vader, Seun en Heilige Gees, in die naam van die Seun Jesus Christus, kom staan ons in hierdie dag voor U. En ons kom sê vir U baie dankie, Here, vir die wonderlike voorreg wat ons het om weer die week weer rondom U woord te kan vergader en te kan hoor wat U vir elkeen van ons wil sê, Here. Mag ons onder leiding van die Heilige Gees geen twyfel hê oor wat die boodskap vir ons is nie. Dat ons sal hoor wat U tot ons wil spreek en dat ons sal gaan doen wat U van ons verwag. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou die tema in die geleesde Psalm 1 is baie eenvoudig. Daar is slegs twee paaie. Die een pad van die regverdige en die ander die pad van die goddelose. God het dit aan ons oorgelaat om die keuse te maak watter pad ons lewenspad wil maak. God se pad van gehoorsaamheid aan hom en geloof in Jesus Christus, die pad van die ewige lewe, of die pad van rebellie, opstand, sonde, selfvernietiging en ongehoorsaamheid aan God, as ook ongeloof in Jesus Christus. Die pad onder leiding van die Heilige Gees, onder leiding van die Satan, na die ewige verdoemenis, die hel, daar waar die wurm nooit ophou vreet en die vuur nooit ophou brand nie. Daar waar die verlore siel vir ewig in selfverwyt van God verlate is. Wanneer jy die pad kies waarop jy gaan loop, kies jy dus ook jou ewige bestemming, die hemel, die nuwe Jerusalem by God en Jesus, of die hel van God en Jesus vir ewig verlate. In Psalm 1 sien ons hoe die psalmis twee groepe mense, naamlik die godvreesende regverdiges, of anders gestel, vandag se taal, kinders van God, en die ongelowige, ongehoorsame, goddelose kinders van die duiwel teenoor mekaar stel. Die psalmis ontwikkel sy gedagtes in 3 stadia. Eerstens het ons gesien, konstateer uit die 2 weë, naamlik die weg van die regverdige en die weg van die goddelose. In die tweede plek gebruik die psalmis 2 beelde om die aard en die waarde van die godvreesende en van die goddelose aan te dui. En derdens word God se oordeel uitgespreek. Dit is interessant om te let daarop dat die eienskappe van die goddelose mens, of met die mens met wie dit nie goed gaan nie, beskryf word as verlore. Die een wat nie die wet onderhou nie. Hy vergelyk hierdie goddelose mens soos kaf wat in die wind wegwaai. Ons ken almal strooi, as die wind daaroor waai, dan waai dit net eenvoudig weg en is daar geen beheer daaroor nie. Dit is iets wat weggaan, jy kan dit nie meer gebruik nie. Dit is verder interessant om daarop te let dat die eienskappe van die mens wat gelukkig is, die een met wie dit goed gaan, eers negatief en dan positief beskryf word.
Negatief word in vers 1 gesê, dat hierdie gelukkige mens, hierdie regverdige mens, nie die raad van die goddelose volg nie. Dat hierdie regverdige mens nie met sondaars omgaan nie. Sy vriende is nie sondaars nie. Hy soek sy geselskap, sy vriendskap by mense wat ook Jesus Christus as hulle verlosser en saligmaker aangeneem het en daar volgens lewe. En dat hierdie gelukkige mens, hierdie regverdige mens, nie met ligsinniges saamspan nie. Hy het nie tyd vir spottery en vir twakpraatjies nie, want daar is 'n taak wat hom opgelê is om te gaan doen, en daardie taak sluit ook in die voorbeeld wat hy stel in die samelewing daar buite. In vers 2 word die gelukkige mens ook positief aangedui. Hy vind in die woord van God sy vreugde en hy oordink dit dag en nag. Kom ons vat dit net so saam. As ons nou sien, as ons nou kyk na die mens, die regverdige mens, dan sien ons, hy luister nie na die goddelose nie, dit wil sê, hy luister nie na die stem van die duiwel nie. Hy span nie saam met die sondaars nie, want as hy nie saam met hulle span nie, dan kan hy ook nie na hulle stem luister en na hulle raad luister nie. En hy span ook nie saam met ligsinnige mense nie. Die lewe is vir hom erns rondom dit wat hy moet uitlewe, sodat ander mense ook Jesus Christus in hom kan sien. En dan die regverdige altyd, dag en nag oordink hy die woord van God. Die woord van God is die lamp, lig vir sy voet en die lamp vir sy pad. In die Hebreëus met die vertaling van Psalm 1 word die plek, of word die woord Torah gebruik, wat in Afrikaans omgeskakel is na, of wat vertaal is in Afrikaans as die woord van die Here. Dit beteken ook, hierdie woord Torah beteken ook wet. Wet beteken in hierdie konteks werklik die onderrig wat 'n regverdige, dit wil sê 'n gelowige mens van die Here ontvang, of sy openbaring aan die mens, die openbaring wat God aan hierdie regverdige mens doen. In verse 3 en 4 maak die digter gebruik van twee beelde, naamlik die boom en die kaf. Ons het net nog alreeds gekyk na die kaf, nee. Hy vergelyk die regverdige mens met 'n boom langs 'n waterstroom, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Die mens is voorspoedig in alles wat hy onderneem. Hierdie regverdige mens is voorspoedig in alles wat hy onderneem. Dit beteken nie, dit gaan net goed met jou die hele pad nie. Dit beteken, jy het voorspoed in dit hoe die Here Christus jou lei. Daarin het jy voorspoed. Die goddelose mens daarteen het ons gesien, hy is soos kaf, wat deur die wind weggewaai word en wat nutteloos is. Wanneer ons kom hier teen die einde van die Psalm, by verse 5 en 6, dan vind ons die gevolgtrekking waartoe die psalmis kom, wanneer hy die twee weë teenoor mekaar opweeg. Die goddelose voldoen nie aan die eise van die Here nie, en daarom kan hy hom nie handhaaf, wanneer God regspreek nie. Hulle word veroordeel in die finale regspraak op die dag van die Here, dit wil sê op die eindoordeel, aan die einde van die tyd. Die goddelose se uiteinde is dit wat hy die regverdige toegewens het. Net daar die goddelose bespot die gelowiges. As ons net kyk na Paulus, wat Paulus se briewe vir ons vertel, en in die Handelingebrief, in die Handelinge van die apostels wat deur Lukas geskryf is, wat hulle alles aangevang het met die apostels en met die ander Christene. Nou daar dieselfde dinge, lelike dinge wat hulle aangevang het met die kinders van God, sal hulle ook toekom in die eindtyd. Die goddelose het baie smarte, want hulle het hulle lewens sonder betekenis in ligsinnigheid en spot en verkleinering van gelowiges deurgebring. Nou met hierdie laaste finale oordeel sal die regverdiges, dit wil sê diegene wat die woord van die Here aanneem, soos 'n gemeente van God by mekaar wees, soos dat hulle altyd in die tempel of in die kerke by mekaar gekom het. Die regverdige het 'n toekoms, want God bepaal sy toekoms. God ken sy toekoms en God lei hierdie regverdige op sy lewenspad. Die betekenis van die psalmis
lê vir die mensdom van die 21ste eeu daarin, dat daar 'n duidelike onderskeid is tussen goddelose, dit wil sê die kinders van die duiwel, en regverdiges, die wedergebore sondaars of anders gestel kinders van God. Die regverdige vind sy plesier in die onderrig deur God se woord. Hy reageer daarop deur vrug te dra. Die goddelose se lewe is egter niks werd nie. Dit is so skaf. Wat is hierdie vrug wat die kind van God dra? Alles wat mooi en pragtig en lieflik is, die werking van die Heilige Gees in jou, die vrug van die Heilige Gees. En baie belangrik ook, die uitdra van die evangelie, die vrug, daardie boodskap wat jy gaan plant, daai saad wat jy gaan saai daar buitekant, wat vrug word onder leiding van die Heilige Gees. Dit is so belangrik dat ons as regverdiges, as kinders van God, gehoorsaam sal wees aan die groot opdrag. Dat ons werklik sal gaan en dit wat Jesus vir ons gesê het om te doen, gaan doen, die evangelie gaan uitdra, van ons eie huisie af tot in die verste uithoeke van die wêreld. Ek lees vir julle 1 Johannes 3 vers 10, waar het vir ons duidelik gestel word, wie is kinders van die duiwel en wie is kinders van God. 1 Johannes 3 vers 10 sê vir ons, hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Here Jesus Christus is aan die woord in Johannes 8 vers 44a en vers 47b waar hy sê, hy praat met hierdie fariseërs en hy sê, julle is kinders van die duiwel, hy is julle vader en julle doen wat julle vader wil hê, julle moet doen. Wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God, juist daarom luister julle nie, omdat julle nie kinders van God is nie. Kinders van die duiwel luister nie na God nie. En God se kinders luister nie na die duiwel nie onder die krag van die Heilige Gees. Die probleem met die meeste van vandag se Christene is dat hulle nie besef dat daar 'n massiewe verskil is tussen Christene wat waaragtig wedergebore sondaars is nie en die titel van kinders van God mag dra en nominale Christene, hulle wat 'n naam Christene is, maar kinders van die duiwel in werklikheid is, want hulle lewe nie soos dit van 'n Christen verwag word om te lewe as 'n kind van God nie. Jesus stel dit baie duidelik, watter Christene in die hemel sal wees en watter nie. Ons praat nie nou van ongelowiges en heidene nie. Ons praat nou van mense wat daar beroem dat hulle Christene is. Hulle wat Jesus ken, hulle wat weet wat die krag van Jesus is, maar hulle leef nie daarvolgens nie. Die Here Jesus Christus is aan die woord in Matteus 7 vers 21 tot 23 waar hy sê, nie elkeen wat vir my sê Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, ons het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf, en deur u naam baie wonders gedoen nie, dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. En in Lukas 13 vers 24 tot 27 sê die Here, en hy sê vir hulle, span al julle kragte in, om by die smal deur in te gaan. Baie verseker ek julle sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. As die eienaar van die huis eers opgestaan en die deur gesluit het, sal julle buite staan en aan die deur begin klop en roep, Here, maak vir ons oop, maar hy sal julle antwoord, ek weet nie waar julle vandaan kom nie. Dan sal ek sê, dan sal julle sê, ons het saam met u geleef en gedrink en op ons strate het u die mense geleer. Maar hy sal weer vir hulle sê, ek weet nie waar julle vandaan kom nie, maak dat julle van my af wegkom. Nie almal wat oor die hemel praat, behoort aan die koninkryk van God nie. Jesus is meer begaan
oor ons lewens as oor ons woorde. Hy wil hê dat ons die regte dinge moet doen, en nie net op die regte dinge moet sê nie. Wat jy doen is immers onlosmaaklik verbind aan wat jy glo. Jesus het hierdie mense wat so godsdienstig geklink het, maar geen lewende verhouding met hom gehad het nie, aan die kaak gestel. Om verlossing te vind, verg meer toewyding en krag as wat die meeste mense bereid is om te gee. Dis duidelik dat ons nie onsself kan red nie, want daar is geen manier waarop ons self in God se guns kan kom nie. Jesus sê dat ons met toewyding moet probeer om God beter te ken en opreg daarna moet streef om in die regte verhouding met hom te kom en te lewe. Wat die prys ook al mag wees. Ons durf nie hierdie werk agterweë laat nie, want nie die deur sal vir ewig oop bly nie. Ons moet die geleentheid gryp, want die Heilige Gees vir ons daardie deur oopmaak om Jesus Christus as ons verlosser en saligmaker aan te neem. Dan moet ons deur daardie deur ingaan, want hierdie deur sal nie vir ewig oop bly nie. Ons het so pas gesien in die geleesde gedeelte van die skrif, dat die deur maak toe, die deur bly toe, hy word nie eens baie keer oopgemaak nie. Die mense wil graag weet wie almal gered sou word. Jesus se antwoord was dat, hoewel talle mense iets van God afgeweet het, net enkeles sy vergifnis aangeneem het. Ek sê weer wat ek hier vir u wil sê. Hoewel baie mense iets van God afweet en van Jesus afweet, het net enkeles sy vergifnis aangeneem. Baie belangrik, sy vergifnis aangeneem. Dit is nie net genoeg om na sy woorde te luister, of na sy wonders te kyk nie. Die belangrikste is dat ons van die sonde moet wegkeer, en nog belangriker is, ons moet daarmee breek, en glo dat God ons sal verlos. Gebrek aan geregtigheid sal mense uitsluit uit die toekomstige feesmaal in die koninkryk. Al wat op die oordeelsdag belangrik gaan wees, is ons verhouding met Christus. Of ons hom as verlosser aanvaar het, en baie belangrik, of ons gehoorsaam was aan hom. Baie mense dink dat hulle die ewige lewe sal ontvang as hulle goed is en godsdienstig voorkom. Dit is egter net ons geloof in Jesus Christus wat by die finale oordeel sal tel. Die oordeelsdag is die finale dag van afrekening. Dan sal God alle rekeninge vereffen oor die sondeoordeel en geloof in Jesus Christus beloon. Handelinge 17 vers 31. Want God het 'n dag bepaal waarop hy regverdig oor die wêreld gaan oordeel deur Jesus Christus wat hy uitgekies het. As bewys daarvan vir almal het God Jesus Christus uit die dood laat opstaan. Dit sê die woord vir ons. Daarom, nie alle Christene gaan hemel toe nie. Slegs Christene wat wedergebore kinders van God is. Johannes 3 vers 3 en vers 5. Die bekende gesprek wat Jesus gehad het met Nikodemus, die skrifgeleerde. Jesus antwoord vir Nikodemus en sê vir hom, Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. As iemand nie gebore word uit water en die Heilige Gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. In teologie word Christene wat nie wedergebore is nie, nominale Christene genoem. Dit wil sê, Christene wat lidmate is van gemeentes en wat bely dat hulle Christene is, maar nooit breek met hulle sondes en sondige lewenswyses nie, maar altyd daarin volhard. Gesien aan hulle lewenswyse, is daar geen verskil tussen die lewenswyse van 'n heiden en 'n nominale Christen nie. Dit is dus van hierdie nominale Christene wat Jesus in Matteus 27 vers 21 praat, wat ons net na gekyk het. Ek lees dit weer vir julle so gedeelte daarvan. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. Die Bybel spel dit baie duidelik uit, wat 'n persoon nie in die hemel sal wees nie, maar in die hel. Dit is hulle wat nie wil breek met hulle sonde en sondige leefwyse nie, maar daarin volhard. Dit help nie jy sondig nou,
en jy vra vergifnis vir die Here, en môre, en oormôre, en die dag daarna, dan doen jy weer dieselfde sonde, jy volhard daarin, en elke keer vra jy om vergifnis, maar jy breek nooit daarmee nie, jy is nie ernstig om vergifnis van jou sonde te aanvaar nie. Kyk wat sê Galasiërs 6, vers 7 tot 8, moenie julle self mislei nie, God laat nie toe dat iemand met hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood, dit wil sê die hel as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as oes van God ontvang. Sommige van die sondes, aangeteken in die Bybel, waarmee nominale Christene en heidene hulle besig hou, en waarin hulle volhard, 1 Korintiërs 6 vers 9, of weet julle nie, dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie. Moenie julle self mislei nie, geen onsedelikes, of afgodsdienaars, of egbreekers, of mense wat homoseksualiteit beoefen, of diewe, of geldgieriges, of dronkaards, of kwaadpraters, of bedrieërs, sal deel kry aan die koninkryk van God nie. Kolossense 3 vers 5 tot 6. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak, wat nog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, en gierigheid wat ook afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God, dit wil sê die hel oor die mense, wat aan hom ongehoorsaam is. Galasiërs 5 vers 17 en ook vers 19 tot 21. Onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees, maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Daarom kan julle nie die eendag julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Heilige Gees probeer staan nie. Julle kan nie leef soos julle wil nie. 'n Mens kan duidelik sien watter mense gekies het om deur hulle sondige begeertes oorheers te word. Hulle doen mee aan die verskriklikste seksuele sondes. Hulle lewe is vol onreinheid en goddeloosheid. Hulle aanbid en spil dooie afgode en hou hulle besig met waarsêery. Hulle lewe loop oor van haat en twits. Hulle gun niemand iets nie. Hulle is aggressief en selfsugtig, altyd besig om te stry en verdeeldheid onder mekaar te veroorsaak. Hulle lewe is vol jaloesie. Die een dronkpartytjie na die ander is hulle kos. Hulle gee hulle oor aan vieslike uitspattighede en nog baie ander slegte dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al van tevore gewaarsku het, om nie soos hierdie mense te lewe nie. Onthou, mense wat so lewe, sal nooit 'n plek kry in God se nuwe koninkryk, die hemel nie. Daar is egte redding. Daar is redding van die hel beskikbaar vir elke nominale Christen en vir elke heiden en vir elke ongelowige. Net soos waar daar vir elke wedergebore Christen redding beskikbaar was wat hulle aangegryp het. Daar is nie iets soos 'n klein en 'n groot sonde nie. Voor God is sonde sonde en moet dit gestraf word, want God is nie 'n mens dat hy kan lieg nie en hy het gesê hy sal nie die sonde ongestraf laat nie. God is egter liefde, soos aangetoon in Johannes 4 vers 8b. Hy het die mens lief en wil ons nie straf nie, maar omdat hy regverdig is, moet hy die sonde straf. Redding vir die mens van God se toorn en straf het God self bewerkstellig deur Jesus Christus wat tegelyk God en mens is, vir ons te gestuur het hier na die aarde. Hoe het Jesus ons vryspraak vir ons bewerkstellig? Hy het gesterf aan die kruis op Golgotha. Hy het vir die hele mensdom se sonde deur sy lyding en sterwe ten volle betaal met sy kruisiging. Hy het gesterf, hy is begrawe en is op die derde dag uit die dood, die derde dag na sy kruisiging uit die dood opgewek deur God se bonatuurlike oorkragte as oorwinnaar oor die sonde, die dood en die Satan. Deur die kruisgebeure en sy opstanding maak Jesus dit vir God moontlik om die ewige lewe as 'n geskenk aan diegene te gee wat in Jesus Christus alleen daarvoor vertrou.
Hierdie ontvangs van die ewige lewe, dit wil sê ook 'n plek in die hemel, word slegs verkry deur wedergeboorte deur die werking van die Heilige Gees. Onder leiding van die Heilige Gees kom jy tot die besef dat jy 'n verlore sondaar is op pad hel toe en dat daar vir jou net redding is in Jesus Christus. Nou wat behels hierdie wedergeboorte? Wedergeboorte behels dat jy sal erken dat jy sonder die Here Jesus 'n verlore sondaar op pad hel toe is en dat jy Jesus nodig het as jou verlosser. Matteus 5 vers 3. Geseënd is die wat erken en weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van God. Bely jou sondes teenoor God en vra hom om vergifnis daarvoor. Bely jou onvermoë om enigiets te kan doen om die Here se guns te verdien. Bely dat daar vir jou sondes slegs vergifnis is deur die kruisdood, sterwe en opstanding van die Here Jesus. Vra dan dat God die Vader jou sondes sal vergewe. In Johannes 1 vers 7 tot 9. Maar as ons in die lig is, het ons met mekaar gemeenskap en reinig die bloed van Jesus sy seun ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Handelinge 8 vers 12. Oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie. Bekeer jou van jou verkeerde weë. Draai weg van jou sonde en baie belangrik, breek daarmee. Laat staan jou sondes, gewoontes en sondige lewenswyse wat strydig is met die wette, voorskrifte en die verordeninge en baie belangrik die wil van God. Spreuke 28 vers 13 sê vir ons: wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, dit wil sê daarmee permanent breek, sal genade ontvang. Gee jou lewe oor aan God. Vra God om jou lewe te kom regeer en om beheer oor jou lewe oor te neem. Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, sê die Here. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom of haar ingaan en saam met hom of haar die feesmaal hou en hy of sy saam met my. Glo dat Jesus se kruisdood genoegsaam was vir God om jou sondes te vergewe, om jou aan te neem as kind van God en om aan jou die geskenk van die ewige lewe te gee. Glo dat jy nou aan God behoort. Romeine 10 vers 10 en vers 13. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek van ons sonde en met die mond bely ons en ons word gered. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ek lees weer vir julle hierdie belofte wat staan in die woord van God. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Elkeen. Geen uitsondering nie. Wanneer jy die Here se naam in opregtheid aanroep, wanneer jy glo met jou hart, word jy vrygespreek van die sonde. En met die mond, as jy Jesus met die mond bely, word jy gered. En dan hierdie wonderlike belofte: elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. As u nou u lewe aan die Here wil oorgee, deur permanent te breek met die sondige bestaan, en sodoende die ewige lewe van God as gratis geskenk wil ontvang deur geloof in Jesus Christus alleen daarvoor, sal ek vir u voortgaan in 'n gebed wat u agterna kan bid. Maar ek wil u tog vra, doen dit net as jy waaragtig wil breek met jou sonde en 'n kind van God te wees. Moet dit nie uit gewoonte uit doen of sommer maar net doen nie. Nee, doen dit net as jy waaragtig wil breek met jou sonde en kind van God wil wees. Ek gaan vir u voor. Almagtige God, ek kom in die naam van Jesus Christus na u toe, onder leiding van die Heilige Gees. Ek erken dat ek 'n verlore sondaar is.
Ek glo dat Jesus aan die kruis op Golgotha vir my sondes betaal het met sy kruisdood. Ek glo dat hy begrawe is en na 3 dae in die graf deur die bonatuurlike kragte uit die dood opgewek is as oorwinnaar oor die dood, die sonde en die Satan. Ek neem Jesus aan as my verlosser en gee aan U die volle beheer van my lewe oor. Ek het berou oor my sonde. Ek bely dit vandag voor U en vra dat U elkeen van my sonde sal vergewe. Dat hy my sal reinig met die bloed van Jesus. Help my deur die werking van die Heilige Gees, om weg te draai van my sonde, om permanent daarmee te breek, en U te volg vir die res van my lewe. Dankie vir die geskenk van die ewige lewe, wat ek nou het. Amen. As hierdie gebed, wat jy nou gebid het, die begeerte van die hart is, kyk wat sê die Bybel daarvan in Johannes 6, vers 47. Dit verseker ek Jesus julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Johannes 1 vers 12. Aan almal wat Jesus aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Gaan nou, gaan getuig oor wat God vir jou gedoen het. Matteus 10 vers 32 sê Jesus, elkeen wat hom of haar openlik voor die mense vir my uitspreek, vir hom of haar sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Gaan lei 'n lewe van dankbaarheid teenoor God en doen die goeie werke, nie om die ewige lewe te verdien nie, maar om dankie te sê aan God vir jou redding en die gepaardgaande ewige lewe. Groei in jou geloof. Jy kan nie net stagneer nie, jy kan nie net altyd die klein bietjie melk drink van die woord nie, jy moet ook ontwikkel in jou geloof. Lees jou Bybel elke dag, beginnende by die Johannes Evangelie. Bid elke dag tot God. Aanbid gereeld in 'n gemeente, waar die woord van God suiwer verkondig word. Meng met medegelowiges, sodat jy saam met hulle ook kan groei in jou geloof. Moenie saamspan met die ligsinniges nie. Moenie uitspan by sondaars nie. Moenie meng met hulle, wat nie 'n pad saam met die Here loop nie. Al wanneer jy meng met hulle, is wanneer jy die evangelie met hulle deel. Die Christen gelowige is 'n nuwe skepping, wat hy of sy is, want hy of sy is nuut gebore, deur die werking van die Heilige Gees. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, die nuwe het gekom. Ek sê weer vir u, indien u nie breek met u sonde, of sondige lewenswyse nie, is u bekering 'n klug, en is daar geen verskil tussen u uiteinde, en die van 'n heiden of 'n ongelowige nie. Die hel is u voorland. Galasiërs 5 vers 17 en vers 21b, lees dit weer vir u, want dit is belangrik dat u dit sal begryp, en dat sy verstaan, en u deel sal maak, daar waar u nou u hart vir die Here gegee het. Dit sal u beskerm, dit sal u waarsku, om nie so te lewe soos wat die Galasiërs, wat ook Christene was, gelewe het nie. Hulle het so sleg gelewe, dat Paulus hulle moes aanspreek. Onthou, sondige begeertes is 'n vyand van die Heilige Gees. Maar die omgekeerde is ook waar. Die Heilige Gees is 'n vyand van elke sondige begeerte. Daarom kan julle nie die een dag aan julle sondige begeertes toegee en die volgende dag aan die kant van die Heilige Gees probeer staan nie. Julle kan nie leef soos julle wil nie. Onthou, mense wat so lewe, sal nooit 'n plek kry in God se nuwe wêreld of die hemel nie. Galasiërs 6 vers 7 en 8. Moenie jouself mislei nie. God laat nie toe dat iemand met hom spot nie. Dit wat jy plant, sal jy ook oes. As jy jou lewe gaan inplant op die terrein van die sonde, sal jy die dood, dit wil sê die hel as oes ontvang. Aan die ander kant, as jy jou lewe inplant op die terrein van die Heilige Gees, sal jy die ewige lewe as oes van God ontvang. Elke mens is selfverantwoordelik om kind van God te word onder leiding van die Heilige Gees. Dit is jou keuse of jy gehoorsaam gaan wees aan die stem van die Heilige Gees en of jy die Heilige Gees gaan bedroef deur ongehoorsaam te wees aan sy stem.
Daar is 'n baie definitiewe verskil tussen 'n nominale Christen, wat leef soos 'n heiden, wat niks anders as 'n kind van die duiwel is nie, en 'n wedergebore sondaar, wat 'n kind van God is, asook die plek waar hulle siele in die ewigheid gaan opeindig. Die keuse bly u sin. Al is u 'n Christen, waarborg dit nie vir jou 'n plek in die ewige lewe nie. Waarborg dit nie vir jou plek in die hemel nie. Christenskap is nie 'n vrykaartjie hemel toe nie. Jy moet nog steeds die keuse maak vir Jesus Christus of nie vir Jesus Christus nie. Jou lewe sal wys wat jou keuse is. Pas op dat Jesus nie vir jou sê, gaan weg, ek het jou nooit geken nie, as jy vir hom sê, maar Here, Here. Dit sal die verskriklikste woorde wees die dag van die oordeel, wanneer jy moet uitvind dat jou skynheilige Christenskap jou nie die ewige lewe kon laat beerwe nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, dis maklik om te preek oor redding. Want ons het die hele reddingsverhaal, die hele reddingsnarratief, het ons in u woord. Maar die probleem kom by die uitleef van ons Christenskap. Dis maklik om te sê, maar my pa en my ma was Christen en nou is ek ook 'n Christen. Wanneer my ma en my pa dalk aan 'n ander heidense geloof behoort het, sou ek ook seker maar aan daardie heidense geloof behoort het. Dankie Here dat ons kan weet dat ons 'n definitiewe besluit moet neem onder leiding van die Heilige Gees. Vir Jesus of teen Jesus. U hou nie van lou Christen nie. U sê u spoegel uit. U spoegel uit, soos wat die Laodiseërs wou uitspoeg. Gee dat ons voluit sal gaan in u diens. Dat ons voluit sal gaan om na die voorbeeld van Jesus Christus te leef en al meer en meer soos hy te word. Ja, Here, laat ons as Christene sal besef, daar is 'n duidelike verskil tussen 'n wedergebore sondaar wat 'n kind van God is en 'n nominale Christen, een wat maar net 'n naam daar is, om sy pa en sy ma en sy oupa en sy ouma 'n Christen was, nou is hy self 'n Christen, maar nog nooit wedergebore is nie. Hy leef soos 'n heiden, of sy leef soos 'n heiden. Dat ons daai besef sal kom, Here, dat ons die keuse vir u moet maak, of ons bly verlore. Die naam Christen red ons nie. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Tot 'n volgende keer, wanneer ons weer met mekaar praat. Sterkte. Kies Jesus, wandel in God se weë, en hulle wat nog nie vir Jesus ken nie, wees gehoorsaam aan die groot opdrag, sodat u hulle wat nie vir Jesus ken nie, na hom toe kan bring. Tot 'n volgende keer.